Goeiemôre. Ek is Pastor Nikkie Bezuidenhout en ek groet jou vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek is bly dat ek met die opvolg van ons reeks verder kan gaan oor wat ek en jy moet weet op ons pad hemel toe. Die tema gaan oor op ons pad hemel toe. En ek het 'n paar gedagtes al met jou gedeel en ek wil vanmôre met jou nog 'n baie belangrike gedagte deel wat jy moet weet. Ek wil vanmôre met jou praat oor wat beteken die genade van God vir jou en vir my as Christen en as mens oor die algemeen hier op die aarde. En ek wil vir jou een teksvers lees. Ek wil eers 'n paar teksverse vir jou lees net om vir ons 'n agtergrond te gee, net om die stippellyne van die pad vir ons aan te wys. Dan gaan ek met jou 'n paar gedagtetjies deel oor hierdie saak. Verskoon my. In 2 Petrus 1 vers 1 en 2 lees ons hierdie woorde: Mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou vriende, kom ek net vir jou gou iets sê. Ek het in 'n era groot geword van hellfire and brimstone preaching. Ek is 19 jaar oud. En as jy vanmôre in die kerk sit en jy luister na die prediking, dan voel jy, Jesus nee, ek moet tot 'n bekering kom, weer 'n keer. En dan gee jy maar weer jou hart en jou lewe aan die Here Jesus Christus, dan dink jy nee, ek is nou okay na die diens vanmôre. Dan kom jy vanaand weer, kom sit jy weer in die diens, en dan kom vanaand se preek, dan dink jy weer, Jesus, nee, ek gaan dit nie maak nie, ek is verlore. Jy's 'n jong bekeerde, dan moet jy nie genoeg kennis van die skrif nie, en dan probeer jy om soos 'n Christen te lewe, en jy kom en jy maak 'n fout iewers, of jy verloor jou meer, of jy word kwaad, en dink jy, ek is te verlore, ek gaan hel toe. En nou kom die Here en hy sê in sy woord, Petrus sê vir ons, mag genade en vrede vir jou vermeerder word. En die vraag is, hoe kan genade en vrede vermeerder word? Wat is hy praat hier oor die konsep van genade en die konsep van vrede. Want Romeine 5 vers 20 sê, waar die sonde meer geword het, het die genade van God nog meer oorvloedig geword. 'n geweldige bron van genade wat God vir jou en my gee. Maar hoe verstaan ons hierdie konsep van genade? Kom ons kyk wat die woord van die Here vir ons sê. Ek gaan vir jou eers 'n paar teksverse lees. Hoor wat sê Psalm 52 vers 10. Ek vertrou op die Here, ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. Ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. Die goedertierenheid hier praat van die genade van God. Met ander woorde, ek vertrou op die genade van God vir ewig en altyd. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Vriende, ons moet verstaan dat Jesus is God. Hy is voor die tyd begin het, is hy God se seun. Die Bybel is baie duidelik. Hy sê in Johannes, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was met God, en alle dinge het deur Jesus ontstaan, en sonder die Here Jesus het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Dus hy was daar in die skepping, God het deur hom geskep. En nou verlaat hy daai majesteit, en daai glorie, en daai heerlikheid om na die aarde toe te kom. Kolossense beskryf dit so mooi, hy het die nietige gestalte van 'n mens aangeneem soos ek en jy, om vir ons te kom sterf op die kruis, om ons sondes op hom te neem. So hy het arm geword, hy het die hemel verlaat het, sodat ek en jy ryk kan word deur sy wonderlike versoeningsdood wat op die kruis gesterf het vir ons. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Volop genade. Johannes 1 vers 6. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Dis in Jesus het ons die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van ons sondes en ons misdade, na die rykdom van sy genade. Hier word verwys na 'n rykdom van genade. God is nie arm as dit by genade kom nie. Hy het 'n rykdom
van genade wat hy vir jou gee. Efesiërs 2 vers 8 en 9 lees hierdie woorde. Want uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Hierdie is so belangrik. Dit is 'n geskenk wat God jou gee, jy kan dit nie verdien nie. En hy sê dit nou, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit net kry wanneer jy jou hart en jou lewe deur te glo in God en jou lewe vir hom te gee, skenk hy jou hierdie wonderlike genade. So kom ons praat oor 'n paar gedagtes. Wat is hierdie genade van God bedoel om vir ons te wees? Daar's baie mense wat agter die genade van God wil skuil, of die woord genade wil gebruik om hulle self in die hemel te wil toelaat, terwyl hulle die Here Jesus nie aanneem of hom dien nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hulle plek wat hulle in die genade, in Christus kom skuil. Ek het al met hulle te doen gehad oor hierdie jare wat, die 45 jaar wat ek predikant is. Wil vir jou sê, ek het gesien hoe hulle met baie redenasies kom. Van hulle sê, nee, God het my so gemaak met my sonde, my slegte gewoontes en my ek vloek en ek skel en ek beklei en ek leef in hoerery, maar hy verstaan, hy het my so gemaak. Ek is maar so, hy sal my maar so in die hemel moet toelaat. Nee. Baie mense gebruik die genade van God verkeerd, want hulle wil nie met hulle sonde breek nie. Hulle wil in hulle sonde bly voortlewe. En dit is teen hierdie misbruik van die evangelie, wat die apostel Paulus hierdie woorde skryf in Romeine 6 vers 1 en 2. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? In Romeine 6 verduidelik die apostel baie breedvoerig, dat as jy Jesus Christus aangeneem het as jou redder en jou saligmaker, dan is jy losgemaak van die basiskap of die heerskappy, die greep van sonde in jou lewe. Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Maar as dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, met ander woorde by jou bekering. Vers 18 sê, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Beteken om soos 'n Christen vir God te kan lewe en vir die Here te kan dien elke dag. 'n Lewe van toewyding, en die Bybel praat van heiligmaking. Dit is die wil van God, as julle heiligmaking sê in Tessalonisense. En in Hebreërs 12 sê, ja, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here kan sien nie. Heiligmaking beteken dood eenvoudig, ek het my lewe vir Jesus gegee, en nou gaan ek elke dag, gaan ek vir hom lewe, na die beste wat ek kan, gaan ek vir hom lewe. Nou, God se genade kan nooit opraak nie, dit moet ons verstaan. Dit is wat ons in die skrifte kan sien. Dit is amper soos die klein visie wat in die see swem, en hy is te bang om te veel water te gebruik, want hy is bang hy gaan die magtige oseaan leeg drink. En Johannes 1 vers 16 kom en hy sê vir ons, ek lees dit weer vir jou, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Dit beteken genade in plaas van genade, is wat God vir jou gee. Kom ek verduidelik vir jou dit miskien op 'n ander manier, dat ons dit beter kan verstaan. Sê jy staan op 'n brug, onder die brug loop 'n geweldige sterk rivierwater deur, en jy kyk van die brug af en jy sien die water, en nou moet jy besef dat die water wat nou onder die brug deurgeloop het, sal nooit ooit weer onder die brug deurloop nie. Maar dit is toch dieselfde rivier, as aanhoudend water wat loop is, maar as aanhoudend ander water wat onder die brug deurloop, aanhoudende vloei van water op water. En nou kom die Bybel en hy sê, ons het van genade op genade. Genade in plaas van genade, wat die Here vir jou gee. Genade vervang altyd genade. Daar is geen vrees dat hierdie stroom van God se genade ooit kan opdroog. Die mense hoor my vanmôre. Genade, of 'n eienskap of 'n kenmerk van God se genade is, dat God is baie goed vir al die mense op die aarde. Hy laat sy son skyn oor die goeie mense en die slegte mense. En hy is barmhartig en hy is groot van goedertierenheid. Maar God se genade staan teenoor die geregtigheid.
goedheid en genade is ook nie dieselfde nie. God se genade is groot, maar kom ek verduidelik hier die konsep van goedheid. Die Bybel sê iemand wat sondig of wat 'n verkeerde daad doen, jy lees dit in Romeine 13, dat God het wette daar gestel. Byvoorbeeld as iemand 'n moord gepleeg het, dan wil ons geregtigheid hê. Die moordenaar moet gevang word en die moordenaar moet tereggestel word, of die moordenaar moet gestraf word, moet in die tronk toegesluit word. Ons eis geregtigheid. En nou God se genade is anders. As jy byvoorbeeld goedheid is nie altyd dieselfde as genade nie. Jy kan vir iemand wat byvoorbeeld in die dodesel sit, wat tot die doodstraf gevondig, jare terug het ons die doodstraf nog in die land gehad. Iemand wat ter dood veroordeel is, wat in die tronk sit en wag vir die vonnis om voltrek te word, jy kan na die persoon toe gaan, jy kan vir daai persoon baie goed wees. Jy kan die persoon se hare gaan was, jy kan vir die persoon kos gee om te eet, jy kan vir hulle boeke vat om te lees, maar al die goedheid wat jy vir hulle doen, kanselleer nie die voltrekking van die doodsvonnis wat gaan kom nie. Dis geregtigheid. God se genade is baie groot. God se genade is geweldig groot oor ons. En genade beteken om die skuldige mens vry te spreek. Ek sê dit weer. Genade beteken om die skuldige mens, die sondige mens, vry te spreek van die vonnis van geregtigheid. En dis wat die Bybel vir ons sê in Romeine 3 vers 23, dat almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, dit sny ons af van die heerlikheid van die Here. Dit skei ons van God. Almal in die wêreld het gesondig. So ons is almal in hierdie wêreld is skuldig met so sondig voor die Here. Nou genade kan alleenlik toegedien word waar daar straf is, waar daar 'n skuldige persoon is wat gestraf moet word. God se genade is baie groot. As byvoorbeeld in die wettige gebruik van die land is 'n vonnis baie lank is, dan moet die genade byvoorbeeld baie lank wees. Wat impliseer dit om in die genade van God te vertrou? Ek sê weer, daar moet 'n skuldige wees. Genade kan nie daar wees as daar nie sonde is nie. En die woord van die Here sê, ons het dit nou gelees, dat soos wat die sonde meer geword het, het die genade ook meer geword. In werklikheid het niemand 'n verskoning om hel toe te gaan nie. As hulle weier om God te dien, is dit hulle eie skuld. Ons het laasweek oor die skrifgedeelte gepraat in Deuteronomium, waar die Here vir ons sê, kyk, die dood en die lewe en die vloek en die seën hou ek vir jou voor. Maar die Here het vir ons gesê in sy woord in Deuteronomium, ek hou die dood vir jou voor, maar ek wil nie jy moet die dood kies, ek wil nie jy moet die lewe kies. Kies die lewe. Dis wat ek vir jou wil hê. Die lewe is in my seun Jesus Christus. En Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun van God het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Maar die Here wil hê jy moet die lewe kies. En so kom die woord van die Here na jou toe met God se genade. En hy wil hê jy moet berou hê oor jou sondige lewe. En jy moet hom aanneem as jou verlosser en as jou saligmaker in hierdie lewe. Nou kinders van die Here, hierdie genade wat God vir jou gee, is baie spesiaal. God se genade is kosbaar en daar's nie 'n tekort aan hierdie genade nie. En hy sê vir ons in Petrus, in die 3de sin van Petrus, hy wil nie iemand moet verlore gaan nie, almal moet gered word. Dit is God se wil. En hierdie genade wat God vir jou gee, is baie, baie, baie groot, hoor. Die voorwaarde is om die genade te verkry. Ek wil vir jou eintlik net een voorwaarde of een pragtige voorbeeld uitlig. En dit vind ons in Lukas 18 van die ou tollenaar en die fariseer wat in die tempel ingaan. Nou die Here Jesus vertel self hierdie verhaal. Hy sê die tollenaar en die fariseer gaan in die tempel in en die ou fariseer bid. Hy sê, Here, ek is so wonderlik. Ek vas en bid 3 keer in 'n week en ek betaal my tiendes van kruiselmunt en koriander en hy noem al sy wonderlike goeie punte voor die troon van die Here op. En een kant staan die ou tollenaar van hom en luister en al wat die tollenaar doen, die ou sondaar, hy vat sy vuis en hy slaan op sy bors en hy sê, o God, wees my sondaar genadig. En Jesus vra vir sy disippels, watter een van hierdie twee
het geregverdig uit die tempel uitgestap, het met ander woorde, wie van hierdie twee se sondes is vergewe? Die fariseer of die tollenaar? Jesus sê vir hulle, kom ek sê vir julle, die tollenaar het geregverdig uit die tempel uitgestap. Maar wat as ek nou weer sonde doen? Heiligmaking beteken, jy moet dit neerlê en jy moet die Here dien. As jy aanhou om sonde te doen, Hebreërs 12 vers 11 tot 15 sê, ek gaan nou vir iets baie belangrik sê. Hebreërs 12 vers 11 tot 15 kom die Here en hy praat met ons oor tugtiging. Jy sien, wanneer God jou die ewige lewe gee, wanneer jy hom aanroep en jy bekeer jou tot hom, waarborg God wat nie kan lieg nie, vir jou die ewige lewe. Niks gaan jou uit sy hand uitdruk nie, gaan lees Johannes 10 vanaf vers 28. Niemand kan jou uit God se hand uitdruk nie. Niks, geen, in Romeine 8 beskryf dit, geen dood of toekomstig of teenwoordig of watter dinge, niks kan jou skei van God se liefde wat daar in Christus is nie. So, as jy nou verkeerde sondige of verkeerde ding gedoen het, gaan jy nie hel toe nie. God vergewe jou, want hy vergewe menigvuldiglik, sê die woord. Dis God se genade. Hy gaan nog steeds vir jou die ewige lewe gee. Ja, maar as ek nou my sonde oor en oor doen, jy gaan nog steeds hemel toe, met Hebreërs 12 vers 11 tot 15 sê, jy gaan getuchtig word. En dis nie aangenaam. God gaan jou tuchtig en hy gaan jou aanhou tuchtig, totdat jy die verkeerde goed los, en jy moet opregte hê, want hy wil jou seën. Onthou hy het in Deuteronomium gesê, ek hou vir jou die lewe voor, en ek wil jy moet die lewe kies, sodat jy en jou nageslag geseën kan wees. Dis God se wil vir jou. Hy wil jou seën, hy wil oorvloed van seën op jou giet, en op jou uitstort, hy wil jou ryklik seën, en dis wat hy vir jou kan hê, wat hy vir jou graag wil gee. Kinders van die Here, kom soos die tollenaar, dis die goeie raad wat ek jou wil gee. Kom net soos jy is, sonder enige pretensies, werp jou voor die troon van God neer soos jou tollenaar, en beroep jou op God se genade. Gaan lees Lukas 18 vers 9 tot 14 en sien wat hy die tollenaar gedoen. Maak ook so. Kom bely voor die Here, gee jou hart en jou lewe aan hom en roep hom aan vir sy genade. En sy genade sal oorvloedig oor jou wees. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En Romeine 10 vers 8 tot 9 sê, maar die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Die belydenis is belangrik. Sê vir die Here, erken voor die Here, jy is 'n sondaar en jy wil hy met jou siel red en jy sê vir hom, jy neem Jesus aan as jou saligmaker en jy glo in hom en jy glo in God, dan waarborg God, hy gee vir jou die ewige lewe. Ja, kinders van die Here, ek wil vir jou lees wat Dr. Kenneth Wuest skrywe, wanneer hy hierdie mooi ding van God se genade saamvat. Hy is natuurlik 'n fundie in die Griekse gebied, in die Griekse Nuwe Testament, maar hy beskryf die genade van God so mooi. Kom ek vir jou ten slotte hierdie ding lees. Dr. Kenneth Wuest. There is enough grace in God's heart of love to save and keep saved for time and eternity every sinner that ever has or ever will live, and then enough left over to save 1,000,000 more universes full of sinners, if ever there were such, and then still some more. There is enough grace available to give every child of God constant victory over sin, and then plenty more left. There is enough grace to meet and cope with all the sorrows, heartaches, difficulties, temptations, testings, and trials of human existence, and much more added to that. God's grace is shockproof, strain-proof, unbreakable, all-sufficient. It is equal to every emergency, for it flows from the heart of an infinite God, freely bestowed and righteously given through the all-sufficient sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross. Salvation is all of grace. It is a superabounding grace.
May God bless you. Maar God jou seën en ek gee jou goeie raad vandag. Maak soos die tollenaar, werp jou voor God se genade troon neer. Verlustig jou in die genade wat God jou gee en dien God in opregtheid met jou hele hart elke dag. En God waarborg jou, sy genade raak nie op nie. Hy gee vir jou genade op genade op genade op genade. Aanhoudend en hy waarborg, hy gee vir jou die ewige lewe. Niemand gaan jou met sy hand uitdruk nie. En as jy sonde gedoen het, bely dit, vra hom om jou te vergewe, staan op en gaan aan en dien die Here. Spreuke sê, 7 maal val die regverdige, die kind van die Here, maar hy staan weer op. So as jy vir iets verkeerd gedoen het, bely dit, laat staan dit, gaan aan en dien die Here. God seën jou ryklik. Ons praat volgende week.